In ons vorige episodes saam met Randy Westraat. Ons het met die teelaspek ingegaan in verskeie variante, dat ons die volle waardeketting het, dat die oomblik wat hulle in 'n ekstensiewe stelsel is en die goue wildebeeste hardloop tussen die blou wildebeeste rond en die rooibokke, die volle waarde van wil, die teel, die jag, die veiling, die vleisverwerking, 'n finalis by Wildboer van die jaar en ek het 'n finalis toekenning gekry as 'n passie van my en as 'n doelwit wat ek geseënd was om te geslaag. Ons vra Randy se opinie oor die toekoms van die wildbedryf in Suid-Afrika. As ek kyk na die wildbedryf en ek sien dat in die afgelope 30 jaar ons diere in Suid-Afrika vermeerder het van 'n paar 100,000 na 10, 12, 13, 14 miljoen, ek is nie presies seker nie. Kan ek kyk dat ons na 'n suksesstorie kyk en die toekoms vir wildboerdery, ek baie positief oor dit, want aan die einde van die dag is wild 'n kommoditeit wat deel is van grondbenutting. Ons het marginale grond, ons weerstoestande verander. Ons is areas wat droog is, wat eintlik moet nat wees, maar deur al hierdie tye het die wild gefloreer. Ons het deur 'n helse groot droogte die afgelope 3 jaar gekom en ons medeboere, die beesboere en skaapboere kry nou nog swaar. Daar's nie beeste in die land nie, beespryse is op, maar die wildboer sit nog met miljoene stuks wild, want hierdie diere het deur die droogte gegaan en ons moet 'n les leer daaruit, want aan die einde van hierdie dag is hierdie dier, is hy ook vleis, hy's proteïen, en Afrika moet gevoed word, Suid-Afrika moet gevoed word, en ons benut die volle wildbedryf nog nie tot sy volle maksimum, en daarom sien ek dat die 'n fantastiese toekoms in die wildboerdery is, en dan wat daaruit vloei is die jagbedryf ook. Noord van Suid-Afrika en dis omtrent net Suid-Afrika en Namibië wat ons kan sê werklike stabiele ekonomie, stabiele omstandighede het. Afrika raak rof. Die burgeroorloë, die verspreiding van die ISIS magte, Tanzanië, en die bedreiging van die moslems wat nie 'n gemaklike omgewing vir die Amerikaanse jagter en die buitelandse jagter is nie. Al daai faktore kan benut word deur Suid-Afrika deur net 'n bietjie samewerking en huiswerk en eengesindheid tussen die wildboere te gee om verskillende modelle daar te skep. Suid-Afrika het van die grootste wildernisareas beskikbaar wat in privaat besit is, wat net deur regerings weggevat kan word en sê daar word nie meer hier gejag en daar word nie meer daar wild mee geteel. Ons sien dit in Kenia waar jag gestop is en die diere sterf uit. Ons hoor in Botswana nadat jag gestop is, kry die gemeenskap swaar. En maar in Suid-Afrika, omdat ons privaat besit het en dat ons grondwet hierdie reg van ons beskerm, maak dit die wildbedryf verskriklik positief. En ons moet hom meer bemark, ons moet hom meer bekendstel aan almal dat wildvleis nie 'n volksvreemde ding is en nog terug te keer, dit is eintlik 'n Afrika tradisie. Wild en jag kom uit ons gene, dis in ons DNA, en hier praat ons nie van die ryk wit man nie, hy's in alle bevolkingsgroepe was jag deel van die kultuur. En ons moet hierdie mense betrek en ons moet die jeug betrek en oplei, want dit is waarin ons toekoms lê. Ons gaan oor 10 jaar gaan ons Suid-Afrika voed met springbokke en blesbokke en elande en gemsbokke. En as ons nie hierdie geleentheid gebruik nie, dit is daar waar ons die probleem gaan sien met waar wildgetalle
gaan beginne afneem. As jag verdwyn, gaan ons nie meer die groot 5 diere aanhou om 'n leeu op jou grond te hê wat 15, 16 buffels 'n jaar vang. Is net die moeite werd om aan te hou as ons nie aan die einde van die dag hierdie wild kan benut en 'n ekonomiese bestaan maak. Die wildbedryf en die jagbedryf het veroorsaak dat my personeel van 3 lede na 17 lede verander op 1 stuk grond, want ek het spesialisopleiding nodig. Ons klein gemeenskap Boshoff, se winkeltjies floreer skielik, want dit is waar my personeellede hulle inkopies gaan doen. Ons gebruik taksidermisse. Taksidermisse moet mense aanstel om op te stop en te slag. Ons lughawens word meer benut. Kimberley lughawens hanteer vuurwapens. Dit skep 'n nuwe ekonomie. En alles as gevolg van die jag en wildboerdery. En die nie-jagter is net so welkom om 'n ekotourisme. Ons kry mense wat die leeu's kom kyk, kom foto's neem. Daar's die toerismebedryf moet nie die jagbedryf sleg sê nie, en ons moet nie voel as 'n ou nie jag, hy nie 'n plek in die wildbedryf het. Ons het elke liewe ou nodig, elke kameraskoot en elke geweerskoot het ek nodig op hierdie plaas van my om 'n voort te bestaan te maak van die natuurlewe wat ons hierso geskep het. En ons moet dit benut. Ek glo aan die einde van die dag dat wildboerdery kan net positief eindig.